Louis, die wêreld waarin ons onsself tans bevind, wat regtig baie keer mense mond hang letterlik oop, maar die wêreld ons osself in bevind is 'n wêreld van sosiale media. En daar is soveel navorsing wat al gedoen is daaroor dat mense diagnoseer hulle self. Dit raak nou 'n groot probleem, veral as gevolg van TikTok en Instagram. Um en bipolêre verstoring val juis daaronder, want almal verstaan dit iets te doen met op en af wat ons almal ervaar, maar op en af, en dan is dit sommer ek het 'n bipolêre verstoring en dit word sommer as 'n verskoning gebruik. Die duidelikheid wat ons vandag, dink ek, soos altyd, maar die duidelikheid oor wat is 'n bipolêre verstoring en dat Ja, daar ja, ja. verskillende soorte is, dit is iets wat ek baie duidelik vandag wil oorbring. Ja, daar's geweldige misverstande hieroor, hoor. En soos jy tereg sê, mense sal ook sommer sê as jy vandag bietjie af is en môre is jy bietjie stuitig, man, jy's bipolêr. Jy weet dit is 'n term wat 'n baie spesifieke betekenis het en dit is ook iets wat baie keer gemisdiagnoseer word. Die hele bipolêre komponent was eers gesien as 'n vorm van depressie. Soos wat jy sommer 'n ernstige major depressie kan kry, was daar ook voorheen gekyk dat jy 'n bipolêre depressie kan kry, wat beteken jou depressie het 'n sekere formaat. Maar dit is eintlik redelik duidelik dat dit anders is as 'n vorm van depressie. Dit is 'n gemoedsprobleem. Dit gaan absoluut oor jou gemoed, maar ons kan nie eintlik daaroor praat as die gewone klassieke depressie wat ons ken nie. Hierdie is 'n ander ding. Nou, ehm die op en af aard van die gemoed is eintlik die kern hiervan. Maar onthou nou, 'n bipolêre verstoring word nie gemaak as jou gemoed op en af is nie. Baie mense se gemoed is op en af. Hierdie is 'n baie spesifieke ding. Daar's twee tipe van bipolêre versteurings en die een is nie 'n sagter vorm van die ander nie, dit is twee verskillende goed. Die sogenaamde bipolêr 1 is letterlik alles gaan oor daardie maniese episode. Dit beteken jy moes ergens in jou lewe moes jy 'n maniese episode gehad het. Wat ten minste vir 7 dae aan mekaar gebeur het of hospitalisasie plaasgevind het. Nou dis 'n baie spesifieke ding, jy kan dit nie mis nie. Partykeer kan dit gevolg word deur 'n baie lae depressie, maar dit hoef nie. Dit hoef nie. Bipolêr 1 gaan oor daai maniese fase en dit moet 'n baie ding en mense in 'n maniese fase, dis nie mense wat net meer opgewonde is as gewoonlik nie. Dis 'n baie duidelike ding, is heeltemal anders as wat jy altyd is. Mense doen verskriklike weird goed. Slapeloos, hulle slaap vir dae aan mekaar nie. Sal baie roekeloos wees met geld of met seksuele gedrag of en baie grandiose gedagtes het en planne het en tot diep in die nag die wêreld wil verander met hierdie groot insigte en goed. Dis 'n spesifieke ding. En jy hoef net eenmal in jou lewe so 'n episode gehad het om met 'n bipolêr 1 gediagnoseer te word. Of jy dan nou daarna 'n vorm van depressie het of nie, maak nie saak nie. Dis hoekom dis nie 'n depressiewe. Dit gaan nie oor depressie. Die Ek wil net gou-gou bipolêr, die skets, ek wil ja. voor jy nou gaan na bipolêr 2 toe. Ek wil net gou-gou 'n vraag oor hierdie manie vra. Mm, mm, Buitestanders, vriende mm, van die persoon of die individu, mm, gaan dit mm, geniet. Iemand wat manies ja. is baie keer regtig baie pret. Hulle is wat dan hulle wil vreemde goed gaan doen en hulle wil, ek weet, in die nag kom ons gaan hierdie avontuur hê en jy weet, kom ons gaan doen hierdie lekker goeters, ons gedrink tot laat in die nag en ons partytjie en ons vergeet reëls. Reëls is vir die voëls. Ons het 'n lekker tyd. En dit dink ek is wat dit soms moeilik maak vir veral vriende om dit raak te sien. Is om te dink net, "Jessie, maar dis 'n lekker mens. Die het laat gaan van al hulle stres en depressie en alles en hulle gaan nou net vir die lewe." Want wat jy verduidelik is iets wat die individu gaan ervaar. Nee. Wat jy nou sê is korrek, heel waarskynlik meer korrek vir bipolêr 2. 'n Bipolêr 1 maniese fase, ja, is vir die individu wat dit ervaar vreeslik lekker, maar vir baie min mense rondom die individu is dit lekker. Dis way out. Nee.
Dis vreemde gedrag. Baie keer hallusineer mense ook in daardie fase of word psigoties in daardie fase. Ek praat nie van lekker soos jy dit noem, kom ons gaan bietjie gaan kuier bietjie meer as gewoonlik nie. Ek praat van kom ons gaan vir 4 dae en 4 nagte aan mekaar en ons blaas al ons geld wat ons het en ons doen goed wat ons in ons lewe nie weer sal doen of sal gedink het om te doen. Niemand hou daarvan nie. Dis onuithoudbaar as dit sou sin maak. En dis duidelik waarneembaar van buitekant af. En dis die verskil tussen dit en as jy kyk na en dink kyk nou na die bipolêre 2 om dit dan te verstaan. Om vir 'n bipolêr 2 diagnose is daar wat mens noem 'n hipomaniese fase. Dis baie ligter as 'n maniese fase. So mens sal meer opgewonde wees as gewoonlik en hier is wat jy dan waarneem van die vriende se kant af. Jy's eintlik ouliker as wat jy is. En jy nou meer grappig en meer planne en so aan, maar dis nie sodat jy nie kan funksioneer nie, jy kan nog funksioneer. In 'n maniese bipolêre eenfase kan jy nie funksioneer nie. In hierdie ene kan jy funksioneer en jy's nie noodwendig so vreemd nie, jy's net lekker en dit moet so 4 dae aanhou. Dit is nie so lank soos 'n maniese fase nie. En dit is man dit is nog over the top, maar jy's net so bietjie op 'n bietjie 'n Duracell weergawe van jouself as ek dit so kan noem. Maar dit word altyd gevolg deur 'n lae depressie en deur die lae depressie traps. En met bipolêr 2 is daar altyd daai vorm van depressie. En depressie is amper altyd ernstiger. Daai fase is baie dieper as wat daai ligte maniese fase was. En jy moet vir al twee hê om met 'n bipolêre 2 gediagnoseer te kan word. So die tweede een is nie 'n ligter weergawe nie. Die tweede een het altyd depressie by en jy kan gewoonlik beter funksioneer in die hipomaniese fase. Dit is 'n ding wat onder so 1% van die samelewing voorkom, omtrent eweveel tussen mans en vroue. Vroue baie meer geneig om met die bipolêre 2 gediagnoseer te word, want onthou daar's ook hormonale faktore wat 'n rol speel. Mans meer geneig om die bipolêr 1 fase te hê. En dis die onderskeid. Niks met jou persoonlikheid te doen nie, dit het niks te doen met jy verskillende persoonlikhede of iets nie. Dis maar 'n toestand wat oor jou kom en jou gemoed gryp en jy kan niks daaraan doen. Niks. As jy gryp hy vir jou. Daar word gepraat van bipolêre depressie as jy weet jy's op hierdie boot op hierdie rowwe water. Partymal is jy gelukkig as jy weet waar jy gaan afval. Maar meeste van die tyd moet jy klou vir jou lewe. Want hy vat vir jou. Louis, is dit nie geweldig vreesaanjaend of angswekkend vir die persoon self nie? Veral klink vir my, ek wil nou amper sê die bipolêr 2. Dit voel vir my daar moet vreeslike angstigheid wees, want die manie soos jy gesê het is lekker, maar ek wil amper ek weet nie, hoe bewus is mense van wat hulle ervaar? As jy in die bipolêre 1 maniese fase is of bipolêre 2 hipomaniese fase, baie selde is jy bewus ek is in 'n maniese fase, hier's moeilikheid. Jy geniet dit. Dis lekker. Jy weet, in daai bipolêre 1 maniese fase is mens dis grens baie naby aan delusies en psigoses. Want dit is lekker vir jou. Maar as jy daar afkom, jy weet, soos jy dan sê, die drop van die hoog na die laag in 'n bipolêre toestand is baie laer as meeste mense se gewone depressie. Dis 'n horrible plek en jy is reg as jy praat van die angstige komponent daaromtrent. Daar's 'n baie hoë korrelasie tussen angstige toestande en bipolêre komponente. So die onder andere die angs van wanneer gaan dit weer gebeur? Want jy werk ons uit, jy het ons mense gesien, jy begin verstaan, hierdie ding werk in siklusse, dit gaan weer kom. En mense sit met daai afwagting, wanneer gaan dit my weer vat, en sit dit my weer neer in die bed vir 'n week of 2, of gaan dit my vat dat ek weer simpel goed aanvang? Is daar, kyk, dit is altyd 'n moeilike vraag hier, en ek verstaan dat jy gaan nou, jy weet, dit gaan altyd maar geneties en sekere faktore wees, maar waar kom bipolêr vandaan? Is dit nou maar iets wat jy mee gebore is? Kyk, daar's navorsing rondom hierdie goed en daar's nie een verklaring nie. Daar's verskillende komponente. Daar's versekerde genetiese komponent.
Jou mense met onmiddellike familielede se kans met 'n bipolêre diagnose is baie hoër om 'n bipolêre diagnose self te hê, maar aansienlik hoër. So daar's beslis 'n genetiese komponent. En daar's baie sterk navorsing wat wys dat inflammasie en die immuunstelsel probleme daarmee, maar dit is ook verwant in angstoestande, en daar's hoë komponente in angs, die afwagting, die hoë veg of vlug toestande wat inflammasie in elk geval veroorsaak. Daar's neurologiese studies wat duidelik wys verskille in areas van die brein. Dis mense met bipolêr 1 wat impulsbeheer ensovoorts. Ehm dwelmgebruik, substansmisbruik kan 'n baie groot rol speel, want ook om te veroorsaak, maar as mens in maniese fase is, gebruik baie mense ook baie meer dwelmmiddels, jy weet. So die goed werk baie saam met mekaar. Dit is nie, wat éventueel dan gebeur as hierdie ding jou gryp, raak dit 'n chemiese wiel wat jy nie regtig oor beheer het nie. So as mens baie oningelig wees, sal mens dan vir iemand sê, ja man, stop nou jou nonsens of ruk jouself reg, onbewus daarvan dat hierdie persoon in 'n baie sterk hormonale greep vasgevang is. Hormonale faktore het ook 'n baie groot rol in bipolêre toestande. En die punt daarvan is jy kan nie beheer hê as die toestand jou gryp nie. Jy het nie eintlik beheer nie. Ek dink dit is die grootste probleem wat nog steeds 'n stigma is onder almal in die wêreldwyd, is dat alle geestes of psigiese toestande het jy om een of ander rede moet jy beheer oor kan uitoefen. Vir hoeveelheid briewe wat ons kry waar ouers sal sê my kind is gediagnoseer met 'n bipolêre verstoring en nou het die pille gelos en ek weet nou nie hoe om deur te dring na die persoon nie, en hoekom kan hulle nie net insien dat wat hulle doen is die patroon net nou weer verander en dit hulle is nou weer in 'n maniese fase, en dan as dit al hierdie vrae wat mens kan dit eintlik nie beantwoord nie. Al wat mens kan sê is dat hierdie persoon besef dit nie en het geen beheer daaroor nie. Ja, ja, en natuurlik daarmee sê mens nie dat om slagoffer te speel is aanvaarbaar nie. Wat mens sê is dat die individu het nie beheer oor die simptome in die oomblik nie. Maar jy het beheer oor hoe jy die toestand kan bestuur, nê? En in baie mense met diagnoses van 'n bipolêr 1 of 2, se lewe word nie eintlik geïmpakteer nie, omdat hulle dit baie goed bestuur en baie moeite doen daarmee. Dis maar soos met enige iets anders in die wêreld. Daar is 'n komponent wat ons nie beheer oor het nie, maar mens kan geweldige impak maak op die bestuur daarvan. Jy kan dalk nie help dat jy die kop seer het nie, maar vragtig as baie wat jy kan doen om te probeer help dat jy nie weer een kry nie, of om goed in plek te sit dat as jy dit kry, wat gaan gebeur. En natuurlik, ja. En dit is so, want mense verstaan nie, kyk, baie mense verstaan nog nie eers gewone depressie nie, of is ook nie bereid om te aanvaar dat dit nie noodwendig iets is wat mense uitgedink het en probeer snaaks oorwees nie. Hoe gaan jy dan maak as jy iemand op die koop loop wat in 'n maniese fase is, of wat in 'n diep, donker, selfdodige gat van depressie is? En jy verstaan nie dat die psigoswese wat mense is, word geïnfiltreer deur hormone en streshormone en sinaptiese veranderinge nie. Dan gaan mense dink jy maar iemand moet nou net hulle self bietjie regkry en ophou om so simpel te wees. Louis, soos jy praat, dan dink ek by myself, ek het dit nou 'n paar keer in ander programme wat ons oor bipolêr gedoen het al gehoor, en ek dink altyd dis die beste plan, is dat om hierdie aan te spreek, moet nou nie wag tot die episodes gebeur nie. Die plan moet gemaak word in die kalm middelfase, wanneer jy nou, weet jy is nou rustig en kalm en jou brein het nou beheer, en jy weet daai tye is waar die planne gemaak moet word, veral met die geliefdes. Die mense om jou ondersteuningssisteem. Want dit is nou een diagnose wat ek voel moet nou nie alleen eintlik hierdie pad probeer loop hê. Ek is so met jou, ja.
Ja, Mm. ek is so met jou en dit is een van die groot dinge is die opvoedkundige aard daarvan. Jy weet, kom ons vat die behandeling in 'n ideale wêreld en ons lei daarin. In 'n ideale wêreld, en kyk in 'n ideale wêreld het ons onbeperkte geld en tyd en hulpbronne ensovoorts. Maar in 'n ideale wêreld kom jy agter, maar genade, ek is nou ek het deur 'n snaakse tydperk gegaan of ek raak so laag dat hier's 'n probleem. Dan gaan jy of na jou huisdokter toe of as jy en dan wil ons hê jy moet by die psigiater uitkom. Eerstens of by die sielkundige wat in elk geval saam met die psigiater gaan werk. Dan gaan die psigiater vir jou verduidelik dat hierdie diagnose van jou as jy dit dan het, hoe dit werk en gaan hooplik ook jou familie en jou ondersteuningssisteem verduidelik of die sielkundige sal dit doen of hulle vra om 'n afspraak te hê om hulle te verduidelik want mens verwag nie van mense om dit te verstaan nie. Dit is mos nie jou werk of jou ding wat jy doen nie. Om dan opvoedkunde te doen om te sê almal luister hierso, dis hoe dit werk. As julle my sien so en so maak of dit en dit gebeur. Dis hoekom dit gebeur. Hier is die plan wat ons gaan maak. Ek gaan saam met die psigiater werk en gereelde afsprake hê oor 'n tydperk om hierdie ding te stabiliseer. Ek gaan nie wanneer ek goed voel vir 'n ruk my medikasie staak en ophou om die psigiater te sien nie. Want ek soek vir moeilikheid en as ek wil probeer sonder medikasie hier regkom, gaan ek waarskynlik nie regkom nie. Dis 'n gegewe. Dan gaan ek saam met die sielkundige werk om saam met my en hooplik miskien my geliefdes ook vir my te help om selfbeheer oor hierdie ding te kry. Né? So ek kan mos my kognisie inspann. Ons kan mos terugbeklei. Ek gaan hooplik saam met 'n biokineticus werk wat my liggaam sal oefen, wat 'n beduidende impak op my angstoestand sal hê, want daar sal dit wees, wat die voorkoms en intensiteit van my bipolêre spikes sal afbring. Nee, ek sal my dieet aanpas. Hooplik saam met 'n dieetkundige wat vir my baie mooi verdien, nie sommer my eie planne nie, want dit is ook nie my ding wat ek doen nie. Ek sal mooi kyk hoe ek sekere kossoorte gebruik en sekere kossoorte nie gebruik nie, wat ek nie eers geweet het ek gebruik dalk of nie gebruik nie. En dis wat ek gaan doen. As ek dan nog steeds met die broek op die knie gevang word met 'n maniese fase, nee. Hier teken ek nou al 'n vorm. Ek's bereid om opgeneem te word want ek weet dit is goed vir my. Hier is die psigiater se nommer, hier's dit. Nou bestuur ons die ding. As jy nou so praat, dink ek mense het skaars tyd om te werk en die lewe aan te pak. So, maar dis soos ek net nou gesê het, ons kry so baie briewe van geliefdes wat sal sê hier is ons nou weer in 'n situasie en baie keer wil mense dan vra, maar wat was die voorafplan gewees? Wat het julle gedoen of is dit net een van daai gevalle waar eers het iemand en dit is die klassieke soos ek verstaan, die klassieke pad wat geloop word. Iemand het eers maniese fase, diep depressie, wil nie meer lewe nie, word by 'n psigiatriese inrigting opgeneem, lieflik kry baie hulp, goeie hulp, kry dan regte medikasie. En dan word almal net gelos. Dan gaan hulle net huis toe en dink die pille gaan nou alles oplos. En dis 'n moeilike ene want as jy nie gaan tools hê om hierdie te kan hanteer nie, te weet wanneer wat gaan gebeur nie. Ja, kyk Elise, die lewe is nie ideaal nie, nê, en baie keer kan ons nie volgehoue en geïntegreerde behandeling volg nie, maar ons moet so naby aan die ideaal kom as wat vir ons moontlik is. Ek vind ook baie keer dat ek met mense, kliënte of pasiënte te doen kry wat vir my sê, man, ek dink ek is met bipolêr gediagnoseer, maar ek is ook nie seker nie, so 'n paar jaar terug en ja, ek het medikasie gebruik, maar ek kan ook nie onthou nie, en toe het ek dit opgehou gebruik en ek kan ook nie meer onthou wat die dokter se naam is nie. En daar's niks verkeerd nie, ek verstaan dit, maar dit is nie goed genoeg nie. Dis nie goed genoeg nie. Hierdie is 'n gemoedstoestand wat jou seermaak en dit maak mense om jou baie seer. So ons wil bewapen wees met verstand. Ons moet regtig hierdie goed verstaan. Jy wil daarom weet, as jy 'n verkoue het, wat gebeur met jou lyf?
Ons weet dit almal. Ons weet mos nou almal jy moet daar's 'n infeksie ensovoorts, jou neus loop. O, dis hoekom jou neus loop. En wat moet jy doen? Dis maar dieselfde beginsel. Maar hierdie is 'n ernstige verkoue. So ons moet wegkom van die konsep af dat 'n bipolêre verstoring 'n vreemde persoonlikheidsding wat iets met jou persoonlikheid dit is glad nie, dit het absoluut niks daarmee te doen. Dit is 'n toestand wat jou soos 'n alien bespring en sy tentakels in jou rug inslaan. En dan moet mens stoei om hom van jou lyf af te kry en af te hou soveel as moontlik. En dit gebeur met almal, alle bevolkingsgroepe, alle geslagte dwarsdeur, so 1% en dit is 'n redelike hoë bevolking. Angstoestande is daaraan gekoppel, genetiese oorsake, hormonale oorsake, stres, trauma, dis als goed wat bipolêre toestande kan veroorsaak en dan moet dit ernstig bestuur. En net soos met geweldig baie psigiatriese diagnoses, is daar 'n situasie waar mense dan nou voel dit is onregverdig want dit is 'n baie komplekse, moeilike diagnose om mee saam te leef. Een en dan twee voel hulle ook dat dit is wie hulle is, so daar's iets met hulle verkeerd. Hulle is 'n default, iets het verkeerd, hulle is nie reggemaak nie. En so met ander woorde die wêreld moenie eens na hulle kyk nie want hulle is nie reggemaak. Ja, ek dink ons is nog steeds in 2025 is daar nog steeds 'n oorgangsperiode van die vorige tydperk na die tydperk waar wat jy nou gesê het net 'n skim in die agtergrond sal wees. Dit is baie duidelik, dit is ook nie meer baie lank nie. Maar ons is nog nie heeltemal daar wat ons teruggehou word met hierdie onsinnige idees nie, nê. Dis onwetenskaplik en dit is eintlik baie bygelowig om dit so te stel. Daar's geen fundering daarin nie. En dit hou ons ook terug om die toestande te behandel en beter navorsing te kan doen en so want soos jy sê, mense is skaam om te sê, "Haai, ek het 'n diagnose van 'n bipolêre verstoring," want dit klink of ek mal is. Dis wat mense baie vir my sê. As hulle sê hoor ek met depressie gediagnoseer dis nog oukei. Maar bipolêre verstoring dan mos fout met my of ek is gek. Of ek moet die psigiater gaan sien en dit beteken genade. Iets is fout met my. Dis 'n baie ek dink ons is aan die sterkant van daardie wanopvattings. Hooplik. Hooplik, maar ek dink die punt van vandag se gesprek is met die regte behandeling en die regte bestuursplan en die regte ondersteuning kan 'n individu dit beter bestuur, meer effektief bestuur. Hoef 'n individu nie soveel angs te hê oor wanneer gaan dit weer gebeur nie, want daar is 'n plan. En die laaste ene is dat jy gaan ook besef dat jy is nie so anders as enige ander mens op hierdie planeet wat sukkel met iets en moet daar deurkom, maar moet eienaarskap vat van hulle eie probleme nie. Dit is ons almal se taak en ons almal moet dit doen. Ja, dis maar dit. Dis maar net deel van die lewe en dis wat die eise van die lewe is want kyk ons wil 'n hoë kwaliteit lewe hê. Ons het nie tyd of geleentheid of die konteks laat nie toe dat ons vir 2-3 weke in 'n diep donker gat kan gaan lê nie. In 'n ander tydperk kon ons dit dalk gedoen het en dit sou nie veel aan die effek gehad het nie, maar vir ons werk dit net eenvoudig nie. Dit werk nie vir ons om skielik al jou geld uit te dobbel nie. Dis die lewe laat dit net nie toe nie, so jy moet daardie simptome maar bestuur. Ja. En mense natuurlik het mense vra oor, so as jy enige vrae het, jy kan 'n e-pos stuur na lise@wsek.co.za. Daar is geweldig baie groepe, SADAG, South African Depression and Anxiety Group. Hulle werk, hulle WhatsApp-lyne, telefoonlyne, hulplyne, dit is op WSEK se Facebookblad, is die nommers, waar jy kan gaan bel en met mense gesels hieroor. Want natuurlik, mense is in die euforiese tyd, gaan niemand nou bel nie, maar wanneer jy daai depressie slaan. En mense kan vir geliefdes net vra, bel ook hierdie lyne. Kry die hulp, kry die kennis in en die planne om saam te werk oor hoe kan jy iemand help wat naby aan jou is. Maar as jy 'n vraag het, Lise by wsek.co.za. Ek sê baie dankie aan Dr. Louis Averbag, hy's 'n kliniese sielkundige in Stellenbosch. Ek sit al sy besonderhede by hierdie video, so as jy wil weet wie hy is en waar hy is, gaan kyk gerus. En deel asseblief die gesprek, mens weet nooit wie het nodig om hierdie te sien nie. En soos altyd, kyk mooi na jouself.